Goeiemôre vriende, vandag is dit Woensdag 8 Julie 2026. Op die middel van die week is altyd ook 'n lekker tyd. En vriende, want ons weet dan dit beweeg so na die einde van die week toe. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Here. Heilige Gees, baie dankie dat U as ons God en ons Vader met soveel liefde na ons kyk. Here, dat U inderdaad vir ons kom sê dat U die sonde so ver as die ooste van die weste verwyder het. Here, dat U inderdaad vir Jesus gestuur het om in ons plek vir al ons sonde te kom sterwe, sodat die wat in U glo die ewige lewe sal hê. Here, dankie dat U vir ons lief is, al is ons verloste sondaars. Here God, dankie dat U ons nie verdelg nie, dat U ons nie van die aarde afvee soos wat jy besemstof by die voordeur of agterdeur uitvee nie. Maar Vader God, dat U ons koester. Dat U ons vashou. Dat U by ons is. Dankie vir die oneindige, onverstaanbare, maar sulke welkome liefde wat U vir ons gee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, julle weet ons is aan die einde van die Hebreërs boek, en elke keer na die einde van die boek het ek so 3-4 meditatiewe stukkies voordat ons aangaan na die volgende boek toe. Ja, ek het vanoggend so 'n ongelooflike stuk op Kwela gekyk, toe ek sommer terwyl Densa besig was om my make-up te doen. Van die vroutjie wat tot bekering gekom het, wat 'n Hindu was, maar sy tot bekering gekom het en na maan hoe daar paar laat gaan het en sy later dan nou in die besigheidswêreld ingegaan het, baie sukses behaal het, in die BC-lyn geswat het en toe later haar LLB klaar gemaak het en 'n groot firma gekom het, getroud is met Jaco. 3 seuns, en hoe sy eendag na die Bybel gelees het en daar by die weduwee gekom het met die kruik, en waar dit gegaan het oor die bietjie meel en die bietjie olie wat net nog oor as sy dit klaar gebruik het, dan sou dit opgewees het, net daai verhaal van Eli, hoe hy by die weduwee gekom het. En hoe sy sê dat terwyl sy daar gesit het sy net besef, maar dit moet haar besigheid word, flour and oil, as ek dit nou reg kan onthou, en hoe sy ook besef het, en sy en Jaco gebid het, en op die ou ende dat die Here vir haar gewys het, sy moet ophou werk, dis nou voor hierdie oil en flour, en eintlik is sy die een wat die groot geld gemaak het, en hy nie naaste by nie. En hoe sy dan terugkom huis toe, en hoe sy dan nou op die kol in die Bybel gesit het, gelees het, en hierdie besigheid begin het, en dit is nou amper reg oor die land, en hoe ek net terwyl ek na haar kyk, en terwyl ek na haar storie luister, en net luister hoe die Here eintlik in haar lewe kom ingryp het, hoe hy in haar ma se lewe kom ingryp het, hoe die Here Jesus duidelik in haar lewe kom praat het, en ek wil tog iets vir ons pastore sê op hierdie stadium, vriende, in die charismatiese kerke en van hierdie ander kerke wat bietjie anders as ons is. Ek wil vir julle vanoggend, en miskien is daar van julle kinders en vriende wat in baie van hierdie wonderlike kerke ook behoort. Elke kerk het mos nou sy kruis en sy gewoontetjies waarmee almal mos nou nie saamstem nie, dit is so, maar ek wil tog vanoggend dit net gebruik nadat ek haar verhaal weer geluister het, en vir die pastore in die besonder sê, ek het groot waardering vir julle, mag die Here julle ongelooflik seën. Ek dink julle doen 'n enorme werk, julle doen dit op 'n ander manier, 'n wonderlike ander manier, die Here het vir julle 'n gawe gegee, met die musiek en met 'n klomp ander goeters, wat julle doen, en baie keer is dit so dat ons as kerkleiers teen mekaar kritiek uitspreek, né?
Maar ek wil tog vandag die geleentheid gebruik om spesifiek vir ons pastore. Te sê, ek wil net vir julle sê, ek het geweldige groot waardering vir julle. Dankie vir julle egtheid, dankie vir die bereidheid om op 'n ongelooflike manier in mense se lewens te belê. Baie dankie dat julle wat ek oral hoor ook is dat julle dit regtig gaan om siele te wen. Dit is wat ek oral by julle hoor. En ek wil vir julle kom sê, ek celebrate julle vandag en mag die Here julle elkeen met julle gesinne, ek weet daar's baie groot opofferings by julle ook, met julle gesinne, met julle kerke, ontsettend seën. En mag die Here julle kerke gebruik, en baie keer met die tradisionele kerke, mense het ons nou gelukkig het die Here ons verskillend gemaak, het almal nie aanklank tot die tradisionele kerke nie, maar het geweldige aanklank jou meer charismatiese kerk, en is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik hoe die Here verskillende kerke gebruik, om net op 'n wonderlike manier die woord te verkondig, en hoe hy mense bereik het. Toe ek vanoggend weer daai stukkie so luister, te besef ek net, ek het tog 'n baie groot behoefte om vir ons pastore te sê, baie dankie. Baie dankie vir 'n ontsettende mooi en groot werk, wat julle in liefde vir die Here doen. En dankie dat ons ook vir Jesus in julle lewens kan sien, en dat ons ook die voorreg het, ek het 'n voorreg om baie keer met van julle jong mense te werk, wat uit die kerke uitkom, en so 'n paar van ons in ons kerk ook op hierdie stadium, en weet julle, dit is wonderlike mense wat julle groot gemaak het, wonderlike jong mense wat julle groot gemaak het. Mense wat 'n passie vir Jesus het, mense wat oral wil betrokke wees. So ek wil maar vandag gebruik om spesifiek vir julle te sê, en julle wat na die boodskap luister, en wat pelle het in van die charismatiese kerke, of pastoorpelle het, stuur vir hulle die boodskap. 'n groot seën vir julle. Ek wil regtig vir julle sê, Here, mag U elke pastoor seën, mag U elke charismatiese kerk seën, mag U elke kerk seën wat Jesus eerste stel, wat hom voorop stel, wat hom ononderhandelbaar maak. Here, en mag U ook hulle so seën, en ook al die ander kerke seën, Here, en dat ons altyd as leiers ook met sagtheid na mekaar kyk, en nie die hele tyd met kritiese ingesteldheid na mekaar kyk. Maar Here, dat ons die liefde van Jesus in al ons kerkgemeenskappe sal uitdra. Maar Here, ek kom vandag en spesifiek kom spreek ek die seën uit oor my pastoorvriende. Pastore wat U daar gestel het, wat 'n groot opoffering maak, geweldige uiterstes toe gaan om U evangelie te verkondig. Vader, seën elkeen van hulle asseblief. Vriende, ek het nou gedink om nou vandag iets uit Jesaja uit te begin, maar ek gaan nie. Ek dink dit is my boodskapie vandag. En ek dink ook ons moet na mekaar en na al die of jy Rooms-Katholiek, Anglikaan, of jy aan His People behoort, of jy aan Planet Shakers behoort, of jy aan Church on the Rise behoort, of jy aan die View behoort, of jy aan Common Ground behoort, of jy aan die AGS behoort in Goodwood, of jy aan Doxadaya behoort, wat se kerke dit ook al mag wees. NG Kerk behoort, Methodiste Kerk behoort, Presbyteriaanse Kerk, Baptiste Kerk behoort, maak nie saak wat 'n kerk nie. Mag die Here al hierdie kerke seën. Vriende, want die Here kom praat met elkeen op 'n baie unieke manier deur hierdie kerke, want ons is verskillende mense, ons het verskillende behoeftes, en my groot behoefte vanoggend is maar net om regtig die seën oor ons pastore, en ook oor ons ander, oor die priesters en almal uit te spreek, en net om te sê, Here, dankie vir die mense, en dankie vir die groot opoffering wat hulle ook vir U doen. En ek dink dit is maar my 5 sent, dink ek tog, vanoggend waarby ek wil volstaan. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.